sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Nou, Jordan Hill-Lewis was verlede week ons gas geweest en ek het verlede week ook gesê daar's 'n paar strukturele veranderings wat ek sou aanbring in die ekonomie indien ek die geleentheid sou gehad het. En die een daarvan is om die belastingregime te verander. Nou ek het nou navraag daaroor gekry van die veranderings wat ek sou aanbring en hier's 'n paar voorbeelde van 'n paar goed wat ek sou verander. Die belangrikste bron van inkomste vir die minister van Finansies is persoonlike inkomstebelasting. Daar's 'n hele klompie kerwe. Ek sal die aantal kerwe verminder byvoorbeeld. Ek sal ook die aftrekkings wat mense het, daar's 'n hele spul aftrekkings. Die van die aftrekkings gaan ek soveel as moontlik van ontslaa raak. Wat mense ook moet onthou, is dat persoonlike inkomstebelasting oor die laffer kurwe is, wat beteken as jy dit verder verhoog, gaan jy minder inkomste inkry. So verkieslik moet mense veral die hoër inkomste persoonlike inkomstebelastingkurwe iets wat laer afwaarts aanpas. BTW is die tweede belangrikste inkomstebelastinggroep vir die minister van Finansies en die belangrikste verandering wat ek daar sal aanbring is om al die zero rate goederes, hierdie goederes wat 0 koersbelasting het, die hele lot van hulle af te skaf. En onthou voordat iemand nou vir my gaan sê wat van die arme mense, jy kan dit aanspreek in die uitgawekant van die begroting. So verhoog eintlik jou grants byvoorbeeld, maar raak ontslaaf van al die 0 koersbelasting met die uitsondering natuurlik van uitvoere. Dis wat BTW aanbetref. Die derde belasting is die belasting op maatskappywinste daarse. Maatskappywinste is hopeloos te hoog in Suid-Afrika. Maatskappye betaal nie belasting nie, hulle wentel hulle hele belasting af na individue toe en op die ouend betaal individue al die belasting. So dit maak dit eenvoudiger en verlaag die belastings op maatskappye. Dis krities belangrik. Die vierde belangrikste belasting vir die minister van Finansies is belasting op brandstof. Ek sal dit behou. Dis 'n indirekte belasting, dis 'n breë basisbelasting, is moeilik om te ontwyk, ek sal dit hou. Dan 'n klompie ander belasting, soos die sogenaamde sondebelastings. Nou teoreties is dit nie 'n goeie idee nie om die sondebelasting te hê nie. Ek sal sekerlik van die suikerbelasting ontslaa raak. En hier's 'n belasting wat ek vereers sal afskaf. En dis 'n belasting heeltemal op tabakprodukte. Meer as die helfte van sigarette in die land word verkoop op onwettige manier. So raak ontslaaf van al daardie belastings. En op die manier formaliseer die mark behoorlik, dan kan jy vir belastings begin terugkry en daarna sit jy net eenvoudig op 'n indeksbasis dat hulle elke jaar aangepas word met die inflasiekoers. So daar's 'n paar voorstelle. Dit gaan die belastingregime in Suid-Afrika dramaties vereenvoudig en makliker maak en goedkoper maak. En 'n hele klompie ander belastings wat ek nog nie eens genoem het nie, kan eintlik maar net afgeskaf word.